Hallelujah, glory, hey. Glory, hey. Hallelujah. Hallelujah. Goed, gedruk. Môre. Gaan dit. Ou David. Skus ek reg. Ho. Hy het altyd gesê, ho. Hy sê dit staan in die Bybel. Jy al gelees. Ho. As jy hom altyd sien dan sê hy, ho. My man slaap soos as hy 3 ure 'n nag slaap is dit baie. Hy slaap hy's 'n voltydse intercessor. Isaiah. Reg deur die hele Isaiah 51. Ho, everyone that thirsteth, come and to the waters, and he that has no money, come to buy and eat, and come and buy and milk without money and without price. En die woord begin met ho. Het jy dit al gesien? En dit beteken hoi. Kyk dit is amazing. Hy sê altyd ho. En jy hom sien David. Dan sê hy glory hey. Hallelujah. Ho. Hoe sê jy? 55 verse 1. Ja. Ek wil julle iets terwyl ons daar is, ek wil julle 'n interessantheid. Partykeer David. Hy was net voor ek kry hom net teen Bloemfontein nie. Baie stories. Dan kom hy en dan sê hy hom iets. Sê ek van hoorie, maar waar kom jy nou vandaan? Hoekom dit? Hoekom dat? Dan sal hy jou 'n bloedboodskap stuur. Net kyk. Ek praat graag van hy's in 'n bos iewers. Ja. Altyd in 'n bos besig met sy intersessie. Hy verdwyn net so vir 2-3 maande en sy niemand weet net so 'n tentjie wat hy in kamp somewhere en dan net heeltyd voor hier. Ja, ek het ook gesê op 'n koppie klim en 'n toring klim. Wat daar het hy vir almal gestuur. Ek gaan nou byslaai. Môre. Hallo Graham. Amen. Good morning, Graham. Amen. Halleluja. Hoe gee julle net hierdie kry? Ek het eerste keer in my lewe toe ek in 'n groot kerk was in Christian Family Church in Johannesburg by Atlas straat, nee. Hy van 5000 mense toe die wat die Here na my toe gestuur het toe ek net gered is, vat my toe na die kerk toe en ons sit in die kerk en dit was ek dink was Fivefold Ministry wat hulle gehad het. Ek kan 'n celebration. Ja. Various ouens preek het. Yes. In die volgende moment sit ek en ek ruik hierdie amazing scent. Jy kan dit nie beskryf nie. Ja. Ek sê vir die ou vir Sebastian sy niggie werk toe by die kerk. Ek sê ons moet daar gaan vra wat sit hulle in die aircons wat so amazing ruik. Ja. En ons gaan toe na Zelda toe Zelda. Hy vra Zelda wat sit julle in die aircons? Sy sê nee, niks nie. Hy sê Kobus, joh. Die gees van God was by jou gewees, daai reuk van die wat jy geruik het. Daai joh. Amazing. Ek was in ek kon nie glo. Hierdie reuk het ek in my hele lewe nog nooit geruik nie en ek sê Jesus, ek hierdie in die hotel kan insit. Nee. Ja. Dis baie waar. Want ek loop altyd met 'n spuitbottel met lekker fragrance, as loop mekaar in die hotel, spuit ek op die mat net so in die oggend vroeg. As jy so in en loop, dan ruik dit lekker. Ja. Och nee, hierdie is die regte goede. Dis toe nie available. Amen. Vader, dankie vir hierdie oggend. Dankie vir my broers, dankie vir u liefde. Dankie vir u genade, dankie vir die reën daar buite. Genade reën, maar u reën is nog in ons harte, Heilige Gees, is nog baie groter. Ons bid dat daai selfde reën, fisiese reën, geestelike reën oor hierdie land van ons gaan bring. Laat ons dit kan sien hoe dit uitgestort gaan word. In Jesus, ons lê onsself neer, gees, siel en liggaam. En ons bid, Heilige Gees, dat U ons alleen lei in wysheid, kennis en insig en in volle waarheid.
Ons seël alles af onder die bloed van die lam en die vyand geen wettige reg het om die saad, onverganklike saad, uncorruptible seed of the word to come and steal it. We pray it in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Amen. Amen. Ek het so 'n paar dae terug voel ek het dit al in die verlede gedeel, maar ek dink almal weet dit nie almal by ons weet dit nie, maar is om iets vas te maak. En ons het al baie van die term gehoor, geloofsekerheid. Is om te weet jy is in Christus, is geloofsekerheid. So in geloofsekerheid sê Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing by the word of God. So ons weet dat geloof kom deur die gehoor. Maar in dit moet ons weet waar kan ons weet dat Jesus het ons uitgekoop en dat hy ons waarlik uitgekoop het. Sien ons dit in die skrif, mag hy dit gedoen het, kan hy dit gedoen het. En is dit hoekom sê ons so? So die volgende kan ek sê, as jy Kobus as jy na die woord van God kyk, en jy gaan staan een aand buite onder die sterre hemel en jy maak hom oop. En jy hou hierdie woord oop. En jy kyk na die woord om te besef hierdie is the constitution of the universe. Hierdie hele woord. Soos wat Suid-Afrika 'n konstitusie het en alles buite die konstitusie oortree jy die wet. Jy oortree. So God kom en hy doen niks buite sy woord nie. En hoekom ek sê met buite staan, want jy moet kyk, the whole creation, die hele skepping is geskep deur wat hier is. In die hele konstitusie van die woord, by the power of his word. Ja. So alles word hierdeur is legally word hier aangebind. There is a council in the second heaven, and in daai council is daar principalities, powers. God the Father is the head of the council. En hy sit daar en dan het hy verskillende, daar's principalities, powers, there's demons, there's rulers, daar's angels, and there's also the cloud of witnesses and the sons of God. Hulle word toegelaat. Ek kan nie vir jou sê wie van hulle is almal daar, is Moses daar, Abraham daar, maar daar is 'n council wat bymekaar kom in die tweede hemel. En om hierdie net te bevestig, alles om hierdie legal term te bevestig, gaan ek vir julle in die volgende begin. Jeremiah 33 verse 20. Hy sê die volgende. Ons kan hom hier lees, jy kan hom daar lees. Hy sê, thus saith the Lord, thus saith the Lord, if you can break my covenant. Nou, dit is hoe sterk sy verbond is. If you can break my covenant of the day and my covenant of the night, that I should not be day and there should not be a season. So, die kort en die lank is, hy sê, then you also may break my covenant with David my servant, that he should not have a son to reign upon his throne, that is Jesus Christ, and with him the Levites, the priests and the ministers. So, wat die woord vir ons sê, God sê, ek het 'n covenant gemaak met dag en nag. Dit is hoekom dag opkom, die son, en dis hoekom die aand die maan skyn. Dis hoekom alles in die heelal gebeur. Ek het 'n verbond eerste met hulle gehad. Alles draai nie net en gebeur nie net. Dit gebeur as gevolg van die verbond. So as hulle die verbond gehoorsaam, beteken dit hulle moet hoor en verstaan, hulle moet emosie en hulle moet gevoel hê. Want hulle sê the whole creation is groaning in expectation, siel. Hulle roep uit. So die sterre is gees, want hulle roep uit. En hulle aanbid hom in gees en waarheid. So hulle moet
As jy Psalm 19 gaan lees, dan maak dit vir jou nog meer duidelik. En ek wil nie op 'n sidetrackie gaan nie, maar ongelukkig is ons nou weer daar. The heavens declare. Hoe kan hulle declare as hulle nie kan praat nie? As hulle nie kan uitspreek. They declare the glory of God and the firmament show his handiwork. Day unto day they utter speech. Night unto night they show knowledge. So daar's kennis in hulle. Want dit is 'n ander openbaring. Dit is hoekom die dark side, the forces of darkness gebruik hierdie knowledge teen ons. Hulle gebruik media, hulle gebruik selfone. Hulle is voor hulle tyd. Al hierdie ouens wat hierdie goed ontdek het, is nie gelowiges. Dis ouens wat in die second heaven is, wat in hierdie dispensasie van Aquarius ingegaan het. Dis hoekom hoekom het daar nie 300 jaar terug, hoekom het ons nie ChatGPT 300 jaar terug gekry nie, want dit was nog nie reveal in die universe nie. The knowledge was not revealed. Aquarius het nog nie in sy baan beweeg dat die knowledge revealed kon word. Want Aquarius se knowledge gaan hoofsaaklik in technology in die een kant, en in hierdie kant, in die derde hemelse kant, the outpouring of the Holy Spirit. So hierdie ouens het voor die tyd ingegaan. Steve Jobs het Tibet toe gegaan, by die monks gaan sit, en die tablet was aan hom reveal. Dis net neersit. There is no speech, no language where their voice is not heard. Their line is gone out through all the earth, and their words to the end of the world. In him have set a tabernacle of the sun. Nou ek het as jy gaan kyk na die Mazzaroth, die 12 konstellasies wat die 12 seuns verteenwoordig, vorm dit 'n tabernakel. So die hele creation vorm 'n tabernakel. Onthou voor in Daniël se tyd het hulle die ster gevolg. Nie by ChatGPT of by Google of by iets nie. Hulle het hom gevolg want dit was aan hulle reveal, daar's 'n Messiah. Hulle het geweet wat 'n Messias kom, gaan daai ster reveal word, en hulle het hom gevolg. Dit het hulle 2 jaar gevat om van Babylon af te loop tot daar. Tot hulle in Bethlehem gekom het. Die staan op die regte plek, op die regte tyd. Ons het al die tegnologie, and we don't know the time and the seasons. Dit staan mos in Jeremiah 8:7, julle weet dit, nee? Jeremiah 8:7 sê, the stork in the heaven, the crow, the stork in the heaven, know appointed times, and the turtle and the swallow observe the time of the appointment. But my people do not know the judgment of the Lord. Ja, so dis hoekom ons in die Gula Vallei 1 keer 'n jaar in Israel sien jy 500 miljoen voëls wat bymekaar kom vir die migration. Hulle weet wanneer om te migrate. Die swaalkies hier weet wanneer dit herfs raak, wanneer om te hulle berei hulle gaan sit nie elke dwars deur die seisoen hier op 'n tak, en nou moet hulle vlieg as dit koud raak, en nou kom hulle agter, hulle kan nie eens tot in Johannesburg vlieg nie. Hulle oefen elke dag. They are prepared. Ander kan ek net gou noem daar, interessant, daar by die rioolplaas onder in Ooseinde. Daar naby die nuwe Ooseinde, daar's mos 'n klomp bloekombome daar. Ja. Nou daar is sekere tyd van die jaar, hoor jy hierdie duisende valkies, is hulle daar lang tik, hulle gaan hulle te kere daar, verskriklik waar. Nou dit is die Amur-valkie. Ja. Kan jy glo, daai valkie kom van die Amur-vlakte in China. Yes. Die steppe met die grens met Rusland. Hy broei en hy's die hele jaar daar, en as die winter daar kom, dan migreer hy, so klein valkie, net. Dan sit hulle in hulle tuis. Wow.
Julle gaan kyk en hoor. Ek wil nie nou dink so voeltjie wat daai afstande nie. Wat julle weet. 'n vlieg en kom en hy weet hulle kom roost hier so en dan as dit somer al daar dan vlieg hy weer terug. Ja, dis baie special, hoor. 1 Timothy. Kom maar. Okay, jy mag praat, Kobus. Ek sit en kyk nou die dag 'n voeltjie terwyl jy nou praat van voeltjies, nee. So 'n klein voeltjie. Nou 'n vliegtuig, dit het hoe lank gevat voor die mens 'n vliegtuig gemaak het voor hy nou volmaak is dat hy kan vlieg. Maar daai klein voeltjie het die ability, hy kan homself manoeuvre, hy kan ek sien hoe spring hy deur die takke toe. No problem. En hy vlieg na die plek toe, daai plek toe. Daar's geen moeite nie. En hy kan homself manoeuvre, draai, swaai. En ek sit en kyk hoe amazing is God se creation. Ja. Nou daai klein voeltjie, dan gaan jy na die kleinste diertjie, staan sit en kyk na 'n klein soos 'n springkantjie wat daar rondloop. Klein. En hy spring rond, maar daai ding lewe. Nou daar's nog goed wat kleiner as dit is wat lewe. Hoe? Hè? Ja. Dis mind-boggling as jy dink hoe God sy creation. Nou sê ons kan nog nie glo aan hom nie. Hy het die Rooi See oopgemaak. Hy wys vir ons elke dag sy miracles, nee. Ons is net soos die Fariseërs. Jesus like, wanneer gaan julle hoor? Ja. Hè? Ja. Wanneer gaan julle opstaan? Ja. Ons moet die mikro en die makro kan raak sien. Ons moet dit na dit kyk. So ek wil iets ek weet nie wie van julle het al die volgende bestudeer. Een is title deed, die tweede ding is the law of redemption. Het julle al gekyk daarna? As jy dit sien, buiten dat faith comes by hearing, as jy dit verstaan, dan breek daar net iets oop wat vir jou sê, wow. God het nie net sy seun gestuur nie, hy moes voldoen het 100% aan the law of redemption. En as hy nie daaraan voldoen het nie, kon hy nie gestuur, het hy nie 'n legal right gehad om in die aarde in te kom nie. Amen. Hy moes eers 'n legal right kry en hy kan hom net kry in the constitution. Want hierdie constitution is nie net vir ons nie, it's for the whole creation. Amen. Want die covenant is met, kan ons sien, hy het 'n covenant met the sun, moon and stars, with the whole creation. Hy het 'n covenant met Lucifer, principalities, powers, all creation is bind to the law of redemption. En hulle weet ook, hulle kan nie maak wat hulle wil in hulle principalities en in hulle gates of hell en in hulle council en constitution nie. Want daar is sekere goed wat eers disclose moet word voordat dit gebeur. Dit's part of the law of redemption. Dis hoekom baie keer as hulle 'n Twin Towers bring, ek noem 'n voorbeeld, gaan jy sien hulle dit baie keer al disclose op kaarte en dan het julle al gesien baie van die Illuminati kaarte en die Simpsons en movies, Contagious. Contagious is disclosed voordat COVID gekom het. So jy kan deur hoeveel movies gaan, as jy hoef nie kom ek sê vir jou, die Hollywood prophets is baie meer akkuraat as 99 van die ouens wat profeteer. Jy kan net gaan kyk. En hoe die goed uitkom. Want hulle moet disclose, hulle het hulle council. Waarna hulle gaan. Nou, in the law of redemption wil ek gou net hier begin om vir julle eers hierdie te lees. 1 Timotheus 2 vers 3 en 4 sê, For this is good and acceptable in the sight of our God the Saviour, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. For there is one God and one mediator between God and man, that is Jesus Christ. So sy hart is dat almal gered moet word. Hitler, Mussolini, almal van hulle, elke een, sy hart van God is,
redemption is nie net vir die gelowiges nie. Alright. Redemption is 'n prys wat hy betaal het. So elkeen wat hom aangeneem het en confess het, kan redeem word. Het die reg om losgekoop te word. So in Afrikaans beteken dit redemption beteken dit loskoop. 'n Kinsman, het julle al die term gehoor, kinsman en redeemer? Alright. Kinsman en redeemer beteken hy's 'n losser. Hy het 'n reg, hy het 'n legal right om jou los te koop. Laat ek net kyk, ek wil net 'n paar principles, ek wil net die regte, alright, 'n legal system. Exodus 21, laat ek net afgaan en laat ons kyk tot waar gaan ons kom, want hierdie is groot en hier so baie detail, maar ek kan nie deur alles gaan nie. Exodus 21, vers 28 tot 30. Hy sê, if an ox gore a man or a woman, that they die, then the ox shall be surely stoned, and his flesh shall not be eaten, but the owner of the ox shall be acquitted. But if the ox were wont to push with his horn in time past, and it has been testified to his owner that he has not kept him, but he has killed a man or a woman, the ox shall be stoned, and his owner shall also put to death. So wanneer die eienaars onskuldig is aan dit, en dis soos 'n hond wat jy het, ja, en jy het alles in jou vermoë gedoen om hom toe te hou, en 'n ou spring oor jou heining en die hond eet hom, gaan die eienaar nie skuldig wees nie. Maar as jy die agterhekkie oopgelos het, en daai American Pitbull kom uit, en hy verskeer iemand in straat, dan moet die eienaar gestoon word. So dit is een law wat ons hier kyk. Dan wil ek na die volgende toe gaan. Hebrews 2:14-16. For as much as children are partakers of flesh and blood, he also himself looked and he took part in the same, that through his death he might destroy him that has the power of death, that is the devil, and deliver them through fear of death, were all their life subject to bondage. Ek gaan nie daai 9 en 10 nie, dan gaan ons na the law of redemption. Kom ons begin by Levitikus 25. OK, so die fondasie, vers 23, dan gaan ek vir julle in kort hierdie verduidelik. Vers 3, Leviticus 25 verse 23. There is 2 redemptions. Sien julle daar, the law of redemption. The law of redemption. So baie mense sê, ag, dit wat in die Ou Testament is wetties. Dis vir die Jode. Maar hierdie wet maak ons vry. Want hierdie wet is geskryf vir die universe. En Jesus Christus was gehoorsaam aan the law of redemption. Toe sê dit as vry. Anders kon ons nie vrykom nie. So hy moet, as hy wat Christus, Jesus is, nie voldoen het hieraan nie, then the principalities and powers had a legal right to accuse him. He could not set us free. Verstaan julle? Hulle is die aanklaer. Hy is die een wat ons kom pleit en ons kom loskoop. En hy moet voldoen aan die wet. Want hy het gesê, ek het my woord bo my naam bo my woord gestel. Maar sy naam en sy woord is onlosmaaklik van mekaar. It's inseparable. Jy kan hulle nie skei nie. Sy naam is wat sy woord is. Hy is die woord. En hy moet getrou wees in every jot en titel. So the law of redemption first in 23 starts with the land.
The land shall be sold forever, the land is mine, if you are strangers and sojourners with me. So julle kan deur hierdie gaan lees tot en met vers 34. That is a law of redemption for the land. Dat die aarde behoort aan hom, hy kan hom weer terugkoop. Maar daar is 'n huurkontrak vir 6000 jaar wat hy gegee het vir die forces of darkness, all the prince and the power of the air and the rulers of this world. So there's a title deed wat ons later sal kyk in die boek van Openbaring. As jy die boekrol oopmaak, that's a title deed. Daar's 'n manier hoe die boek gebind word en wat hy geseël word. Wie mag hom? Net die lam. Ons weet net die lam kan hom oopmaak. So let's go into ek wil vir julle hierdie lees. And then we go to wat belangrik is. Nou is daar 'n law of redemption vir die mens, vir humankind, vir my en vir jou. But that law of redemption, laat ek net in hom ingaan. Leviticus 25. Ek dink hy begin by, laat ek net die regteen kry, by 48, 42, 7, 43, 47, 40. Kom ons kyk 47. A redeeming of a poor man. And if a sojourner or a stranger wax rich by thee, and thy brother dwelleth by him wax poor, and sell himself unto the stranger or the sojourner by thee, or to the stock of the stranger's family. After that he is sold, he might be redeemed again. One of his brethren may redeem him. So sien julle, ons is uitverkoop aan die wêreld in sonde. Stem ons saam. Maar nou mag 'n kinsman, 'n redeemer, 'n next to kin kan kom en hy kan ons kom loskoop. Maar sien julle, dis in die woord, is hier ingeskryf. Hy het 'n legal right. Nou, die volgende woord wat ek vir julle wil inbring is Psalm 51:3 sê, we are born in sin since conception. Romans 3:23 sê, all have sinned. So is almal poor. Sien julle, ons is poor. We are poor. En hierdie sojourner het ingekom en hy het homself kom verryk in ons Vader se huis. En ons het onsself aan hom gaan uitverkoop. Maar nou kom daar 'n next of kin, 'n losser, 'n broer. Dis hoekom die bloedlyn so belangrik is waarna hy gekom het. Laat hy moet daarin kwalifiseer, dat ons kan kwalifiseer om deur hom losgekoop te word. En ek gaan dit nou vir julle, ons gaan nou na dit kyk verder. I just want to explain something else, Graham, in Exodus 21, about a bondman. Het julle al gelees, as ons sien in Petrus, ek het al gesê, baie van die evangelies beteken, dan sê hulle, 2 Peter 1. Peter, sien julle daar staan, Peter is servant. Hy begin daar. Hy sê nie hy's 'n apostel eers nie. Peter is servant. Maar okay, as julle nou gaan kyk die volgende. Peter is servant. Sien julle daar staan doulos. 2 Peter 1. Petros, Simon Peter is servant. Wat staan daar? Doulos. So as jy in doulos ingaan, dan sê hy vir jou die volgende: a slave, a bondman, a servile condition. Sien julle daar? So ek gaan nou vir julle wys, dis reg in die sin van Peter is servant. Dan gaan ek na
verskillende vertalings toe. Dan kyk jy die derde een van bo af, hy's klein. Daar, sien julle daai vertaling onder andere. Kyk jy Amplified, Simon Peter, wat staan daar? Kan julle lees? Jy gaan staan nader gaan. Dan staan gou nader, dis goed. Ek wil julle my Amplified lees, en lees Kobus om vir ons. Simon Peter, 'n bondservant en 'n apostel, Special messenger, okay. Die woord, die klem lê op bondservant, want die woord is nie net ingeskryf nie. Ek moet julle wys, en ons gaan terug na Exodus 21 toe. En hier kom vat ons na die fondasie. Jy moet altyd teruggaan na die fondasie van die woord. En woordstudie beteken ons breek oop en ons eet hierdie manna wat die Heilige Gees vir ons vanoggend sê. Vers 2. If you buy a Hebrew servant for 6 years, he shall serve and the servant shall go out for nothing. Nee. And if the servant shall plainly say, I love my master, my wife and my children, I will not go out. Then the master shall bring him to the judges. Daar moet altyd getuienis wees in the judges. Hulle moet kom getuig. He shall bring him to the door and unto the door of the post, and the master shall bore his ear through an awl. Hy sit 'n els, die hout els deur jou oor. Nou dink, een van ons gaan en jy stap vanoggend in met 'n hout els. En die ouens gaan jou kyk. Maar in daai terme het hulle geweet, nee, as jy 'n hout els het, dan weet hulle, jy's gelukkig by jou master. Jy gaan nie weer vrykom nie, jy het hom gekies vir ewig. So Neville Johnson sê hy word opgeruk in die hemel en hy staan in paradys of by die troon. Hy staan voor en daar's 'n ry. En die engel staan daar en hy kyk na elkeen wat inkom en al wat hy vir elkeen sê is show me your ear. En hy staan voor en hy kom voor en die engel sê vir hom show me your ear. Hy sê show me your ear. En die volgende slag toe drop Exodus 21 by hom in. Dat jy is uitverkoop and that's the kinsman redeemer. Beteken jy's uitverkoop vir eternity. En hy sê hierso, then the master shall bring him to the judges, he shall also bring him to the door, unto the doorpost, and the master shall bore through his ear and all, and he shall serve him forever. Dis hoekom die apostels het hierdie beginsel verstaan en hulle begin om as hulle 'n brief skryf om eerstens vir die gemeente waarin die brief geskryf word te sê, luister, verstaan mooi, ek is uitverkoop vir ewig aan my meester. I'm a bond servant, I'm here to serve. And then I'm an apostle. Hy sê eers wat hy is. Dan sien die ouens nie die titel raak van die house. He's in the office of the apostolic. Wat sien hy raak? Hierdie ou is vir ewig daar. En ons almal begeer consistency. Ja. Ons wil hê almal hierso tot die einde. Die beste offisiere in die weermag kon nie net 2 jaar diensplig doen nie. Hulle was daar vir ewig. Hulle was daar to serve. Hulle het daar medaljes en generaals geword. Maar die ouens wat nie lekker lus was nie, was net daar vir 6 jaar, vir 2 jaar, in en uit. Ons was nie langer nie. So, jy mag. Wat gebeur vandag met ons weer, maar want die ouens waar as het geen ondervinding nie, hulle Ja. is nooit Ja. sommer hierdie konto wat aangestel word en daai komry en so. Ja, Ek weer mag val uit mekaar. dit is heeltemal. So, ek gaan lees hierdie deel en dan gaan lees julle ook verder aan wanneer jou familie ook is. As jy jou uitkoop, is jou familie hierso. Dan is hulle saam met, want dis die familie. Hy koop die familie uit. Ja, maar
Ons word dit net Nee, ek hoor wat jy sê. Ja, ek weet. So I just want to tell you in this, but you wat ek vir jou sê, in faith, Yes. you can go and stand on the word and say, Lord, I've sold myself. Ek het myself uitverkoop aan U. En my familie is deel van dit. You have to bring them in at the right. Ja. You have to draw them. Ja. En want dan maak jy hom getrou, hy's getrou aan sy woord. Yes. So as jy as pa instaan, jy het die reg om in te staan, want jy het uitverkoop, ingebring. En nou kan jy hierdie woord gebruik om te sê, nou plead jy for your family also to come in. Kom ons kyk 1 Corinthians 6:20. 1 Corinthians 6. For you are bought with a price. Therefore glorify God in your body and also in your spirit, which are God's. You are bought with a price. Sien julle daar. Nou dis waar dit nou groot raak as ons verstaan wat Jesus gedoen het. Galatians 3:13. Christ has redeemed us. Sien julle daar. From the curse of the law. Being made a curse for us. Wat is daai curse of the law? Dis the law of sin and death. Dis nie die God se al sy 10 gebooie en alles nie. It's the curse of the law. Ag the curse of the law of sin and death. Dit sê vir ons, hoekom sê hy dit vir ons? Hy sê dit vir ons in Romeine 8. Dan gaan ek dit vir julle wys. Alright. Therefore, there is no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit of life, sien julle daar, there's a law of Spirit of life. Dis kinsman redeemer. Hy het daai prys betaal, want hy is the law. He is the law of the Spirit of life in Christ Jesus, has made us free from the law of sin and death. Soos daar's 'n wet van sonde en dood. Baie dink alles wat geneil is alles. Maar dan kan ons doodslaan. Jy mag jou naaste se vrou begeer. That's this law. En dis waar ons baie raak. Maar nou ons moet in die gees beweeg. Not in according to the law of the letter of you weet die law of sin and death wat jy hier moet gehoorsaam nie. Ja. Die gees maak vry, en die wet maak dood. So daar's so 'n fyn lyn om hierdie te verstaan. But in this I want to show you, Kobus, is jy jy moet sê as jy Nee, ek sit en volg jou. Ek sê nee, jy mag. But there is something greater in here. The law is not of faith, but the man that do them shall live in them. Dit is hierdie woord, hierdie wet wat jy. Onthou Galasiërs kan baie keer kom. As jy net hierdie goed doen. Hulle sê as jy hierdie wet doen to receive your salvation, you are bound to this. Want die law kan nie vir jou salvation gee nie. Dis net Christ Jesus wat ons kan, wat dit vir ons kan gee. En dis wanneer jy in werke ingaan om uit werke kan jy nie gered word nie. Thank you. Ja. so that you can boast. So it's a free gift. It's a free gift. Maar nou baie stop by daai free gift. Dan gaan hulle nie in rewards in nie. Yes. Sanctification in nie. Set apart holiness in nie. Hulle stop hier want die prys is, nou maak hulle die kruis so goedkoop dat almal kwalifiseer. But it's a free gift, but you will lose your reward. But the redemption, alright. Christ has redeemed us. Sien julle daar? Sien julle die woord?
He sê not, He has saved us. He has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. It is written, everyone that hangeth on a tree. Nou ek wil julle wys in daai woordjie redeem. Kom ons gaan kyk. Sien julle daar staan? Kobus, jy kan naby staan. Kyk jy, dan lees jy vir ons. Redeemed. Redeemed. Links. Onder. Ja, onder. Yes. Wat kan ek Chinees praat? Alright, die woord beteken exagorazo. Nee, beteken die verb to redeem by payment of a price to recover from the power from another. Sien julle daar? To recover from the price of another. Onthou ons het hierdie ou wat gesojourn het ryk geword in jou huis. Want wat het Lucifer gedoen? Through his trading. Esegiel 28. Hy vir hom wealth opgebou. Hy het in God se huis wealth opgebou vir homself en dit het hom prideful gemaak. Esegiel 28. Ja. Ons gaan kyk nou, hy woord trading staan daar. Hy het hom ryk gemaak en hy het kom sojourn en hy het hom so ryk gemaak en hy het ons kom, nou het ons arm kom word en ons het ons aan hom gaan uitverkoop. In sonde. So nou word ons in dit gebore. Nou wil ek vir julle die volgende sê. Sien julle daai woord gesien, exagorazo. Sien julle daar staan, sê wat ek sê nie is wat AI sê. Hy sê, yes, the agora in ancient Greece functioned as a central marketplace where among other goods slaves were bought and sold. Slavery was a fundamental part of the ancient Greek economy and society, and slave traders are active in the agora, merchants selling food, textiles and other commodities. Okay, so Jesus gaan af. Jo, hier gaan julle mooi foto sien. Dis hoe dit gelyk het. Hy gaan af. En hy gaan af na die, in Colossians staan daar, hier vers 12 tot 20, ons gaan hom nou lees. Hy gaan af na die gates of hell toe, en hy gaan display himself in principalities and powers, om te sê, ek het in Leviticus 25 voldoen, I had the legal right to come in the earth, and I had the legal right to die, and through my blood I received the highest purchase price now. I want to come and buy back all the souls through my redemption price. Ek is nou die kinsman en redeemer. Daar kan 'n broer mos nou instaan. I'm that brother now. Wat gesterf het, hy gaan af en hy raak die losser met sy bloed. En hy gaan vat die keys of hell en Hades. Dit is die keys wat hy vir Pieter ook gegee het. Hy gaan van hy sleutels uit en hy kom uit as die kinsman en redeemer. En nou gaan staan ek en jy as ons confess met ons mond en ons bely. Dan gaan staan ons voor the judges in the marketplace. Jy sien daar staan daai Caesars en die ouens wat koop. Ons gaan staan daar en ons gaan sê, I want to be a bond servant for eternity. En jy het 'n tag om jou. Jy is te koop. Jy verkoop jou en hy kom en die bloed gaan in, want die bloed koop alles. Hy's unlimited checkbook. Hy kan almal al die siele loskoop. En as jy jou naam opskryf en jy bely hom, dan vat hy 'n all
in die geestelike riem en hy sit hom deur jou oor en jy's uitverkoop aan hom. En dis hoekom dan as jy konfess en bely en jy nog die seël vir dit is die doopwater, want dan breek jy from darkness to light. Meer praat oor die doopwater is. Ja, die doop is so belangrik. Ek wil nie, want daar's 'n plek in Egipte om gered te word in die deurposte. Maar daar's 'n plek om uit te kom uit Egipte uit, om deur die Rooi See te gaan voordat jy in die woestyn is. You have to cross over. It's not for salvation, but it's for this life, so that the accusations wat teen jou kan kom, nie legal ground het nie, want jy's nou 'n doulos. So al wat jy elke dag hoef te doen, is om uit te roep daar buite, to declare to the principalities and powers, I'm a doulos, I don't belong to you anymore. I'm a bond servant, I'm a bond slave. So die hoogste prys wat ons kan hê, en alles daar het net gebeur oor sy liefde. Vanoggend toe Vader se liefde of Jesus die Vader se liefde vir sy seun en die Vader se liefde om 'n familie te hê en Jesus se liefde om ons om sy bruid te kom kry, terugkoop. En vanoggend toe ons instap daar, toe het Willie net so diep openbaring gehad. Hy staan hier agter dan. Willie het net so diep openbaring gehad. As ons werklik weet wie ons is en wie Jesus in ons is, want hy is liefde, dit beteken ek en jy moet liefde wees, want hy is dan in ons. creation is waiting for us to realize who we are. En ja, nou Barend sê, in dit sien Barend die volgende, ons bid, hy sê, hy hoor the sons of God, vanoggend terwyl ons bid, sons of God, en ek weet, Prophet is nou al 'n tyd besig met sonship, Ja. maar wie wat sien hy? Hy hoor sonship, maar hy sien die hele bridal chamber se plafon is vol mantels, en hulle hang daar, maar hulle is goud. But it's for the sons of God to come and take them and they are available. So in die eerste plek moet ons repent, omdat ons nog nie ons mantel opgeneem het nie, of mantel opgeneem het wat hy vir ons gegee het nie. So jy kan nie net kom en sê, Jesus, ek bid vanoggend, laat ek my mantel ontvang nie. Nee, het begin altyd, jou gebed begin altyd eers met belydenis, repentance. Repent, al dink jy is nie skuldig nie, repent en sê, as ek ongehoorsaam was, of te laat my mantel ontvang het, of te lank gewag het, bely ek dit vandag. Hulle sê dan, redeem the time, the days are evil. Koop dit uit. Nou in dieselfde staan in Galatians 4 verse 5. Jy gaan sien, jy kom dieselfde terug. To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption, sien julle daar, the adoption of sons. Ja, hierdie is groot. Sien, ons is aan, daartoe uit ons gekoop as seuns. Gou eers. Almal is, die ander, nou kom jy by iets anders uit. Daar's 'n verskil tussen saved, sanctification, or ek wil die volgende sê, en dan wanneer kom jy by inheritance? Gou eers, inheritance. Almal inherit nie.
Some will see the land, some will enter the land, and some will inherit the land. Jy, almal gaan nie inheritance hê nie. Almal in Suid-Afrika, party land op die lughawe en ek sien hulle Suid-Afrika, maar hulle is in Suid-Afrika. Party woon in Suid-Afrika, maar hulle inherit nie, hulle het nie eienaarskap nie. Party het eienaarskap, maar almal is in Suid-Afrika. Dit is 'n beetje powerful wat jy nou sê. Ek hoor ek gaan saam met dit. Ek het gewerk op Jan Smith se lughawe. Ja, Op in die eerste warehouse. ja, Ja. Die eerste warehouse. ja, As jy staan hier in die warehouse, is jy in Suid-Afrika. As jy buitekant die warehouse gaan, en binnekant by die vliegtuig is, Ja. is jy in Suid-Afrika. ja, ja. Rarig. Ja, jy moet dit sien. Okay, dit is soos die Vatican. Ja, dit is waar. Dit is soos die Vatican. As jy in die Vatican is, is dit deel van Italië nie. As jy in Washington DC is dit nie deel van Amerika nie. As jy in City of London is jy nie deel van Engeland nie. So daai drie het die principality so ingebring is military capital, a religious capital en die ander een is financial capital. Dis die drie capitals wat hulle opgerig het. Die drie bene. Ek het dit geleer by Dantel. Ja. By Dantel. Okay, dis groot wat hy sê. So in hierdie wil ek eintlik so salvation, ek het hier neergeskryf. Salvation is a rescue. But redemption is a purchase. Redemption is a purchase. As jy jouself glo en bely. Ons gaan volgende week na al hierdie kyk. Maar ek moet gou vir julle iets wys in die skrif en dan kan julle dit gaan lees volgende week. Maar of hierdie week in gehoorsaam my dit. In Werner kom ek lees gou vir julle. Marriage, Ruth and Boaz. Jy sien God bring hierdie in to give a legal right. So Ruth was nie 'n Joodse vrou. She was a Moabite, a Gentile, so that we can qualify as Gentiles. Nee? Naomi is a type of Holy Spirit. Boaz is a type of a kinsman, a redeemer, a Messiah. Ruth is a type of a bride. So when Boaz, then went Boaz up to the gate. So alles gebeur in 'n gate, in 'n city gate. So this where you can get legal right. Dis hoekom die Heilige Gees het ons gewys, ons moet in die gate, ons moet hierdie 'n gate word. As jy in hom bid, dan word dit 'n gate, and we are in the Bethlehem gate. Van die 12 gates in die aard. There's a legal right in the gate. Want die elders sit daar en jy het counsel in the gate, en as jy counsel in the earth het, what you bound in the earth will also bind in the earth will also bound in heaven. And what you lose, will also be loosed in heaven, So dis waar jy legal right, authority en intercession kry en wanneer jy begin bid. Then Boaz went up to the gate and sat him down there, and behold, the kinsman of whom Boaz spoke came by unto him and said, how much a one turn aside, sit down here. And he turned aside and he sat down. And he took 10 men. Jy sien daar moet 'n minjon wees, 10. Dis hoekom Abraham kon nie 10 kry in Sodom en Gomorra nie. Stem julle saam? Ja. He took 10 men. Onthou julle vir Rebecca, hoeveel camels was daar? Wat daar ook 10 camels. Ons sien altyd hierdie. And the city and said, sit here, and they sat down. And the kinsman Naomi, that is come again out of your country of Moab, selleth a parcel of the land. Sien julle, hier kom Levitikus 25. Sy wil die grond verkoop. Boaz moet die grond kan
kan terugkoop. Maar nou moet hy eers na die naaste kinsman redeemer toe gaan. Ja. Om te sê, ek wil die land koop. Toe kom Boas en hy sê vir haar, okay, vir hierdie ou, jy kan dit koop, maar saam met die koop, kom daar 'n vrou saam met hierdie koop. En die ou sê, nee, hierdie pakkie is te zwaar, ek sien nie kan. Maar Boas, hy het klaar sy oë op haar gehad. So Jesus Christ already had his eyes upon us. Hy het ons klaar in die veld raak gesien. So Ruth kom in, sy word nie skatryk nie. Wie wat doen sy? Sy gaan tel die halms op. Ja. Die alms, sy was poor gewees. Sy gaan loop agter en Boas sê vir sy mense, hy sê luister al julle werkers hier. Julle mag nie eers kyk nie. Moenie eers julle oë op haar sit nie. Los haar uit, julle gaan haar nie steur nie. And then Boaz said that you buy the field on the hand of Naomi, you also must buy it also for Ruth the Moabites. So hy het miskien vir hierdie vrou kans gesien, maar hy het nie kans gesien dat sy nou nie 'n Jood, dat sy 'n Moabite is. En toe sê hy, for the wife of the dead to raise up the name of the dead upon the inheritance. So daar's inheritance. Therefore the kinsman said to Boaz, buy it. So hy Boaz kom, hy sê ek gaan dit koop. So wat doen hy in die gate? Daar's 'n profetiese aksie of daar's 'n aksie wat moet plaasvind in die hek. Jy moet jou skoen uittrek, dan moet jy hom neersit. So hy draw off his shoe and Boaz said to him, to the elders in the city, to all the people, you are witnesses this day that I've bought all that was Elimelech's and all that was Chilion and Machlon's of the hand of Naomi. Moreover, Ruth the Moabite, the wife of Machlon, I have purchased to be my wife and to raise up the name of the dead upon his inheritance, that the name of the dead not be cut off among the brother, and from the gate of this place you are witnesses today. So uit Rut uit word Dawid gebore. En uit Dawid uit kom die lyn van word Jesus uit. En hy word hierdie is in die fisies to make a legal right. As hierdie gebeur daar, dan het die council in heaven no accusation, want hy het ons kinsman en redeemer geword. Omdat sy was arm gewees, uitverkoop aan slawerny, en nou kom hy en hy koop haar terug in die land. Alles gebeur in hierdie legal, en hy bring ons in hierdie agora in, en ons staan daar, elke een, jy moet sien, elke keer as iemand, elke siel wat vorentoe gaan, sien jy daai name tag voor hom, hy is uitgekoop, legal right. Thank you, Jesus. Ja, so ek het net gevoel, ek moet net hierdie kom neersit, en wat ek uit hierdie geleer het oor tyd terug, is 'n city, dis hoekom dit belangrik is. As jy in 'n city kan kom, ek het op 'n stadium toe ek hierdie lees, toe gaan kry ek 'n boek van iemand, elders in the city gate. So ek glo Bloemfontein moet elders hê. Nie elke gemeente net, dan moet elders in the city wees, appointed, wat in die city gate kan staan en council kan maak, want dan het jy baie meer authority om van daai plek af. En ons het gister gebid daarin in dit. Matthys het 4-5 jaar terug 2 skoene uitgetrek en daar neergesit. Toe gaan ek haal die skoene uit. En ons sit hom daar neer. En ons anoint hom. En ons begin hierdie inbid. En ons skryf 'n petisie uit met hierdie om te sê hierdie petisie legalized Suid-Afrika as die land vrygekoop word deur Jesus Christus, en al die inwoners van Afrika het 'n legal right to be redeemed, sodat daar open heaven kan wees en no accusations. En ons doen hierdie legal terms dat die evangeliste en almal wat testify en goed net kan ingaan en te sê, maar dit is gedoen in die city gate.
Nou julle kan kyk, die skoen lê daar. Ja. So that place serves as a court, as a bridal chamber, but also as a courtroom. Ja. So dit, ek het Vrydag so bietjie gedeel, of net voor dit Kobus toe gaan net iets deel oor die woord tarry. Kan ek dit gou met julle iets deel? Lukas 9 24 48 49 sê ons moet tarry until he comes. So baie dink is gaan die Afrikaans sê gaan wag in die bovertrek. Gaan wag in die bovertrek. In die Engels sê you have to tarry, wait. Dan dink ons wait. Maar nou kom ek wys julle hier die dankie Jesus. Het jy nie laasweek ook oor dit gepraat die woord tarry nie? Ja, maar kyk, Ek het I want to show you nou. Lees dit Kobus, gaan Ja. staan naby. Gaan staan naby. I want to show you. Ek het dit gaan kry. Die woord katizo, julle het al gehoor van dit. Ja. And it's called, it's derived from the Greek word cathedra, which means a seat or a throne. Maar nou wil ek dit net gou hier oopbreek. Het julle die Madlanka kommissie en hierdie goed gesien? Het julle gesien daar is daar's counselors, advokate, en dan is daar die agbares, wat noem hulle die agbares in Engels? Not honorable members, die members. Nee, en dan is daar the chair. Hulle noem hom nie die voorsitter nie, hulle noem hom the chair. Okay, so wie die meeste autoriteit in daai meeting? Cheers. The chair. Want alles wat almal praat en sê, gaan deur die chair. Nou as jy tarry, gaan wag. Dis nie gaan wag nie. As jy tarry, you building up authority from a magistrate to be a judge. Waartoe jy gaan. So 'n judge doen klein saakies. Magistrate, klein saakies. Hy doen petty crime, selfone en chappies wat gesteel is en daai goeders, nee. Maar 'n judge doen groot sake. So the longer you tarry, the more authority. Ja, maak dit sin. Nou gaan ons terug na die mantels toe en na die kleed toe weer. Nou begin ons vol sirkel te maak. Because we want to build. Dis hoekom Kobus is hy in die hospitaal. Een ou wat een keer 'n jaar gaan bid, het nie dieselfde autoriteit as hierdie broer wat vir 1000 mense bid. Hy het 'n mantel en autoriteit opgebou because he tarry. Tarry is nie net by een plek. Tarry is spend time with the poor and the sick people. Nou bou hy, by sy huis gaan bid hy tarry. Hy bou daar authority op, want die prys, die commodity is die bloed van Jesus, en hy bou daar autoriteit. Die oomblik as hy daar instap, dan word die prys geweeg, tussen die sickness en die disease, en die weight van die tarry, in 'n skaal. En die weight van dit wat hy doen, is baie groter as die sickness en disease. En dan beveel hy, dit moet uitgaan. Want daai siekness word nie hier bepaal nie, dit kom uit die council uit. Sommer iets interessant. Ek het Vrydag gaan bid ek in die hospitaal vir 'n vrou. Ek het vir WhatsApp gebid. Ja. Want die vrou ski baie lekker nie. En enige keer ek tog toe ek bel die vrou, ek sê sy sê ons kyk, ek sê hoe so, ek gaan gou kom, gaan ek Ja. kom bid. En ek gaan toe soontoe. Maar sy praat verskriklik hard. Ek dink dit is nou maar net so, maar in any case ek bid toe vir haar. Ja. Instantly maak die raas. Instantly. Yes. En ek sê vir haar suster, hoor ek hoor sy praat hard, sy probleem met daaroor. Sy sê ja, prophet het al 'n paar keer vir gebid was hoor is nie. Ek bid toe en onmiddellik maak die Here haar ore gesond. Ek loop uit en ek sê vir listen, I discharge you in the spirit. You're going home in Jesus name. Haar suster kom. Die mense kom hier die volgende dag sê sy nee, kom haal my suster. As jy okay, dit is sy sê nee, Jesus het discharge.
Sy's gesond, ons gaan nou huis toe. Sy sê ja, mense staan, hulle weet nie wat om te sê nie. Waar kom hierdie vrou vandaan? Maar die vrou is gesond. Hulle kan nie sê nee nie. Ja, nie daar hou nie. Want Ja, kan dit nie hou nie. Sy moet gaan. Ja. So dis hoekom die oomblik is jy instap en as gevolg van die autoriteit en kapasiteit beweeg die Heilige Gees deur hom. As hy instap in 'n plek, sê die Heilige Gees vir hom, want nou stap hy aan as mediator and also as intercessor. En die Heilige Gees sê vir hom, hierdie vrou moet repent. Sy moet bely, sy het nog hierdie nie vergewe nie. Hoekom sê hy dit vir haar? Want die legal accusation moet genullified word sodat sy kan receive. Ja. Want hy stap in daar met die kapasiteit van Terry. Bou die sitplek op. Ja. Ja, en onmiddellik wanneer jy praat, onthou jou liggaam dat deur die wonder van Jesus is jy genees. So Ja. hy manifest Yes. kom terug na hul toe. Dan nou voor wil iets sê, ek wil net gou iets sê. Nou kom die gelowiges en dis hoekom Evan Roberts gehoor het, maar increase your prayers from 5 to 8 hours, want jy kort nog so bietjie toe rent terwyl. Jy kan, daar's 'n skeerpunt vir enige iets. Met ander woorde, jy kan 'n doek vat en jy kan hom so, 'n baba gaan hom vat 3 jaar oud, hy gaan hom nie kan skeer nie. Maar Werner vat daai selfde doek en hy rent hom, want hy's sterk genoeg. You have to build up the capacity, to rent terwyl so that heaven can invade the earth. En dan gaan dit soos in die Welsh revival, dan gaan die latter reën kom. Maar ek het gister vir Israel gesê, ons het nog nie die kapasiteit in Suid-Afrika, want niemand is nog by die 3de wyl. Ons is nog, party is by die eerste, baie is nou al by die 2de, by die lig, by die menorah en by die weerrook, maar daar moet ons terry, sodat daai wyl gerend word. As hy gerend is, dan kom die. Dis hoekom dit gebeur partially goed, but not global revival, the last latter rain, gaan kom, wanneer die seuns van God oral begin, en wanneer ons hier begin kapasiteit en ons ure verleng. So dis iets van 'n ander dag. Then it will come in. Wat hy nou gesê het, dan wil ek net sê dit, basies is vir my, dit var nie, ek het nie gesê dit op einde, hy sê dit var die taal, en jy taal en Ja, wat maar jy weet nie wat jy werk, ja, en jy bou kapasiteit op 'n taal. dit het André nou gesê het vir jou, hy was, wat God voorberei wanneer jy op taal toe gaan, moet jy net gaan, en God sal dit gebeur, hè? Heilige Gees sal so duidelik, hoe meer hy tyd spandeer, hoe meer hoor hy die stem, hoe meer autoriteit, hoe meer kapasiteit. Dis hoekom die engele kom uit, hulle kom meet hom by die skouers, hulle meet hom sy. And the government shall be upon his shoulders. Hoe meer kapasiteit, hoe wyer groter word jou autoriteit. Ja, dis amazing wat sê. Prophet is nou besig om te praat oor Sanjay wat hy gesê het. 'n Seun sê en dit gebeur. Ja, Nou ja. ja. So as jy sê, hoor jy, staan op en loop uit jou reistool uit, dan loop jy aan. En jy kan nie net 'n goeios word nie. Ah. Jy word nie net 'n goeios, mature son nie. Nepios, jy moet in doeke begin. Ja, jy kan nie heeltemal in bo staan. Baie val jou nee, tand uit. jy kan nie in doeke gaan van die mense in die hospitale, want jy het nie daai, hulle sê, maar hulle stuur WhatsApp groepe uit vir 'n miljoen mense om te bid. Maar 'n miljoen van hulle kan babas wees, dan jy een goeios nodig. Want Jesus se disippels het gebid. Toe sê hy, but this one you can only get out by prayer and fasting. Hulle het nie die kapasiteit gehad nadat hulle 3 jaar met hom geloop het, om daai demoon te beveel nie. Toe hy daar instap, Hoeveel mense staan by die hospitaal? As ek in die hospitaal toe gaan waar daar mense staan, familie. ja, Almal huil. As jy vir hulle sê, hoor wat kom julle aan? Jy staan so in ongeloof hier, so hoe wil julle die Here met werk? Wat liewer? Jy moet hulle, en jy spreek hulle aan, dan dink hulle jy's met die Ja. man gepla of jy's nou
nie lekker nie. En dan sê ek, "Hoor so asseblief, ek wil nie hê julle moet hier so staan nie, kan julle almal uitgaan." Dan dink hulle ek is arrogant. Maar jy moet sê gaan. Yes, gaan Soos uit. Petrus, jy kan nie ongelowiges binne hê Ja, nie. dit Tabitha is staan op. unbelief. As jy nou vir die mense Hy het almal asseblief uitgestuur. kry jouself by mekaar. Petrus, Talita Kumi. Jy kan nie mense Nee, ek gaan nie saam met hierdie hier toelaat hier binne nie. Sy gaan nie opstaan nie. Laat ek gee nie Ja. my triks wys nie. Jy gaan buite, ek sal hier binne. Jy sê sjoe en hulle loop. Halleluja. My challenge is, ek wil dit nie, ek wil dit elke dag doen soos kos. Ons moet nie dit dan en dan doen. Verstaan? But you have to be faithful. Daar's 'n verskil tussen obedience en faithfulness. Wil jy ons almal Amen. Seën. Ja, Dankie. Dankie Wagner. Liefie my boetie. Dankie wel. Dis